Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend hè. Vandag is die 26ste Junie, die jaar 2026. My naam is Dani Gerber, opgewonde, dis naweek. Nee, ek is opgewonde, Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag praat ons so 'n bietjie oor die Gees van God. Die Gees van God gee vir die kinders van die Here. En ons gaan dit 'n bietjie lees hierso in 1 Korintiërs 12, en dit gaan oor die verskeidenheid van die geestelike gawes. En hoor wat sê hy hierso vanaf verse 1. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. Daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. En hier is nou baie belangrik, waar jy as jy ingestel is op God se Heilige Gees, dan gee die Here vir jou hierdie gawes. Hy sê in verse 8, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en 'n menslike wysheid is wanneer jy uit jouself uitdink, dan kry jy nie wysheid van God nie. Dan dink jy is slim, want daar's baie mense wat dink hulle is slim. Maar as jy wysheid soek, sê die woord, bid dit van God af. Hy sê nie aan nie, en hy sê aan 'n ander 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees, en 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en 'n ander 'n genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, en aan 'n ander die werkinge van kragte. En party mense dink ons ek het krag, nê? Bobbejaan krag. Maar hier praat hy van krag wat die Heilige Gees jou gee, dat jy die autoriteit het om in die naam van Jesus Christus te doen wat die Here op jou hart lê. Hy sê, en aan 'n ander die werking van kragte, 'n ander profesie, en aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, en aan 'n ander die uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. So, nou sê baie mense, ja, maar ek kan nie dit nie, en ek kan nie dat nie, so ek het nie die Heilige Gees nie. Maar die Here gee vir jou 'n ander gawe, wat jy kan gebruik. Is ek en jy ingestel op God se Heilige Gees, dat hy my en vir jou kan gebruik. Want baie mense opereer uit hulle self uit. En dan sê hulle, maar die Here het my gestuur, of die Here het dit vir my gegee, en dan het die Here dit nie gedoen nie. Die Here waarsku ons in sy woord, oor mense wat sê, so sê die Here, en dan is dit nie so nie. So ons moet so versigtig wees, wanneer ons die evangelie van Jesus Christus verkondig aan die mense daar buitekant. Is ek en jy ingeskakel in God se Heilige Gees? As jy nie is nie, zip het. Moenie sê, so sê die Here nie. Wees ingeskakel op God se Heilige Gees, en dan kan jy sê wat die Here wil hê jy moet sê. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir vanoggend, Here, dankie vir u woord, Here. Ja, Here, ek sê dit so baie, as ons wysheid kort, kom ons bid dit van God af, want dit die wêreldse wysheid is nie God se wysheid nie. Ons bid en vra, Here, dat u vir ons die wysheid sal gee, vir ons die kennis sal gee, die insig sal gee, Here, om hands extended te kan wees vir u. Here, die wêreld is siek daar buite, dit is stikkend daar buite. Mense het nodig om te hoor, wie is Jesus Christus? Wat is die Here? En wat kan hy vir ons doen? Here, ek bid en vra dat u vir ons daai wysheid sal gee, om dit oor te kan dra aan hierdie stikkende wêreld daar buite. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, gaan verkondig God se woord deur sy Heilige Gees. Julle moet 'n geseënde naweek hê. God bless.